Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag 17 Mei 2026. Die erediens soos altyd waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit Markus 14 en die tema van die preek: luister na die roepstem van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 147, daarvan verse 1 en 7. Laat voor die Here lofsang reis, hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Want hy wil ons in guns aanskou. Hy wil Jerusalem herbou en Israel wat verstrooid nog swerf, versamel op die heilige erf. Psalm 147 verse 1 en 7 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat.
maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38, die eerste vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, dit is vir ons 'n voorreg en so heerlik om vanoggend ook weer eens hier by mekaar te kan wees, as broers en susters saamgebind deur een geloof in U alleen. Nou Here, dit is te danke aan U oneindige genade en liefde, dat ons ook vandag hier kan wees, want U roep ons, U bly bemoeienis maak met ons, U sal ons nie los nie. Dat ons vandag ook hier kan wees om te luister na U woord, na U stem, hoe U met ons praat. Maar Here, dan vra ons dat ons waarlik sal luister wat U vir ons sê, dat ons ook ons lewens daarvolgens sal inrig, en as ons hierdie week ook ingaan, en elke dag daarna, dat ons alles wat ons doen, U daarin sal eer. Ja, Here, dat ons ingestel sal wees op hoe U tot ons spreek, deur selfs die kleinste dingetjies wat in ons lewens gebeur, maar veral dan deur U woord. Laat ons daarop ag slaan. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 38, verse 10 en 17.
Luister volgens na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Markus 14. Markus 14 vanaf vers 53 tot 72. Sonder andere ook die bekende gedeelte waar Petrus vir Jesus verloon het. Kom ons luister daarna. Markus 14 vanaf vers 53. Hulle het Jesus weggelei na die hoofpriester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes het almal daar saamgekom. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot binne in die binnehof van die hoofpriester se woning. Daar het hy hom saam met die wagte by die vuur gesit en warm maak. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het geprobeer om 'n aanklag teen Jesus te kry om hom dood te maak, maar hulle het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat deur mense gemaak is vernietig en binne 3 dae 'n ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Toe die hoofpriester in die raad opgestaan en Jesus begin ondervra, verweer jy jou glad nie, het hy gesê. Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie en hom glad nie verweer nie. Die hoofpriester het hom verder ondervra, is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom? Het hy hom gevra, ek is, het Jesus geantwoord. En julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Toe skeur die hoofpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, waarvoor het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor. Hoe lyk dit vir julle? Hulle het hom eenparig veroordeel. Hy verdien die dood. Party van hulle het begin om op hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind, hom met die vuis geslaan en vir hom gesê, profeteer 'n bietjie. Ook die wagte het hom geklap toe hulle hom wegvat. Terwyl Petrus onder in die binnehof was, kom een van die hoofpriester se diensmeisies daar. Toe sy vir Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus. Hy het dit egter ontken deur te sê, ek ken hom nie, en ek verstaan ook nie wat jy sê nie. Toe het hy na die deur se kant toe gestaan en daar het 'n haan gekraai. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir die wat daar bygestaan het gesê, hy is een van hulle, maar hy het dit weer ontken. 'n Rukkie later het die wat daar bygestaan het vir Petrus gesê, werklik jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileër. Toe begin hy vloek en hy sweer, daardie man van wie julle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Het Petrus toe bygeval wat Jesus vir hom gesê het, voordat die haan 2 keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het in trane uitgebars. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoor ons nog die roepstem van die Here. Slaan ons nog ag op dit wat rondom ons gebeur en hoor ons God se stem daarin, selfs in die kleinste dingetjies. Ja, salig onbewus van waarmee hy besig was, het 'n hoenderhaan een nag in Jerusalem gekraai. Die regte haan, op die regte tyd, die regte plek, in diens van God, sy roepstem. Ja, daardie nag in Jerusalem was nie 'n gewone nag nie. Daar was nie maar net 'n hofsaak, nog 'n hofsaak, net 'n godsdienstige verhoor of slegs 'n misverstand aan die gang nie. Nee, dit was die uur van die Seun van God. Dit was die uur waarin Jesus doelbewus alleen moes staan. Hy moes alleen sy lydingspad stap. Hy moes veroordeel word. Hy moes verloon word. En selfs een van sy disippels naaste aan hom, Petrus, moes daarin 'n rol speel.
'n hartseer rol, ja, maar tog 'n rol wat deel was van God se raadsplan. Wanneer Markus hierdie gebeure vir ons vertel, moet ons dan ook goed onderskei waarop die fokus val. Die fokus van hierdie gedeelte is nie Petrus nie. Nee, die middelpunt is Jesus Christus self. Hy is die een wat voor die hoëpriester gebring word. Hy is die een wat deur vals getuies omring word. Hy is die een wat moet antwoord op vrae wat nie eerlik gestel word nie. Hy is die een wat terwyl mense rondom hom leuns vertel, self by die waarheid bly. Al weet hy daardie waarheid gaan hom die kruis kos. Ja, Jesus staan daar stoksiel alleen. Nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy ons verlosser is. Nie omdat sy Vader hom vergeet het nie, maar omdat die Vader se plan besig is om volvoer te word. Ja, Jesus se eensaamheid was nie toevallig nie. Dit was deel van sy reddingswerk. Hy word nie toevallig alleen gelaat nie. Hy gaan doelbewus die pad van verlatenheid in, en hy word die man van smarte, die lydende knegg, die lam wat stil voor sy skeurder staan. En tog, broers en susters, hoe verskriklik moes dit nie vir die Here Jesus gewees het nie, om sy eie kring so uitmekaar te sien val nie. Eers was daar Judas, wat hom verraai het. Daarna die ander disippels weggevlug. En nou is daar daarom nog Petrus, maar hy volg op 'n afstand. Maar uiteindelik gaan hy ook teleurstel. Die kring rondom Jesus word al hoe kleiner. Die kerk in wording lyk amper of dit in duie stort. Die fondasie van die nuwe kerk word onder ons oë geskit. Menslik gesproke lyk dit of daar van niks oorbly nie. Maar broers en susters, die behoud van die kerk lê nie in eie krag nie. Dit lê in Christus, wat reeds hier al besig is om sy verlossingswerk te doen. Hy dwaal nie van sy pad af nie. Hy loop dit end uit. Hy word verlaat, sodat hy later weer werklik gemeenskap tussen ons en God kan skep. Hy staan alleen, sodat ons nooit weer alleen hoef te staan nie. Hy gaan deur God verlatenheid, sodat ons in hom toegang tot God weer kan hê. Hy dra die skande, die vernedering en die eensaamheid, sodat daar vir sondaar mense pad terug na God kan wees. Ja, selfs as sondaar mense soos ons hom verloon, is daar 'n pad terug. En ons sien dit deur die gebeure van Petrus. Petrus is daar in die voorhof. En watter merkwaardige plek is Petrus nie? Hy is nie binne by Jesus nie. Hy is ook nie heeltemal weg nie. Hy volg op 'n afstand, naby genoeg om te sien wat gebeur, maar ver genoeg om nie opgemerk te word nie. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Dis die plek van halfhartigheid, die plek van onduidelikheid, van tussen swart en wit. Dit is 'n grys gebied, die plek waar 'n mens graag die voordeel van beide kante wil hê. Ja, Petrus wil iets nog van Jesus behou, maar hy wil nie die koste dra om saam met hom geïdentifiseer te word nie. En dan begin die vraag. 2 keer is dit 'n diensmeisie, later weer 'n ander wat by die vuur staan. Hulle eerste vraag is glad nie vyandig nie. Hulle begin eenvoudig, maar die eenvoudige vraag word groter. Ja, daardie vuur word warmer. Die gevaar word duideliker. En Petrus se antwoord word al hoe skerper, al hoe meer beslissend, al hoe meer afwysend. Eers ontken hy dat hy saam met Jesus is en maak asof hy nie weet waarvan hulle praat nie. En vir 'n tweede keer ontken hy dit. En uiteindelik
vloek en sweer hy, asof die waarheid met sy eie mond gepraat word, maar hy roep God daarby in om dit te bevestig. Wat 'n skokkende oomblik. Die man wat nog so pas gesê het, selfs al moet ek saam met u sterf, sal ek u nie verloon nie, staan nou daar en ontken dat hy die Here ken. Broers en susters, ons moet nie te vinnig vir Petrus blameer nie. Dis maklik om hom te veroordeel. Dis maklik om te sê, hoe kon hy? Maar as ons eerlik is, dan sien ons onsself ook in hom. Want Petrus is hier ook vir ons 'n spieël. Hy wys ons hoe swak 'n mens is wanneer jy op jouself begin vertrou. Hy wys ons hoe vinnig 'n vurige belydenis in vrees kan verander. Hy wys ons hoe 'n mens in 'n vyandige omgewing skielik stil word oor die Here. Hy wys ons hoe maklik ons op 'n veilige afstand saam met Jesus Christus kan stap, maar nie bereid is om saam met hom te ly nie. Ja, ons doen dit ook. Ons volg die Here dikwels op 'n afstand. Nie ver genoeg dat niemand kan sien dat ons Christene is nie. Dat ons aan hom behoort nie. Maar ook nie naby genoeg dat ons ernstig met hom geïdentifiseer wil word nie. By die kerk is ons ywerig. Tussen gelowiges is ons gemaklik. Maar wanneer ons in die wêreld kom, wanneer daar mense is wat nie glo nie, wanneer daar druk of spot of weerstand kom, dan wil ons skielik net oorleef. Dan word stil bly vir ons makliker as om Jesus te bely. Dan word selfbehoud vir ons belangriker as getuienis. Dan kies ons dikwels ons eie gemak bo die eer van die Here. En nog meer as dit, ons verloon die Here nie net met ons mond nie, maar ook met ons lewe. Elke keer wanneer ons swyg waar ons moes praat, verloon ons hom. Elke keer wanneer ons praat soos die wêreld praat, leef asof die Here nie ons Here is nie, nie die eerste plek in ons lewe inneem nie, dan verloon ons hom. Ja, elke keer wanneer ons vriende gemak, reputasie of veiligheid belangriker maak as gehoorsaamheid, sien ons iets van Petrus se nag van verloning in ons eie lewe. Ons wil nie Jesus Christus bely as die koste te hoog word nie. Maar broers en susters, in hierdie gedeelte is daar meer aan die gang as net Petrus se sonde. Ons sien ook hier God se genade raak. Want terwyl Petrus leuns praat, staan Jesus in die verhoor en hy bly getrou aan die waarheid. Petrus se woorde beweeg weg van die Here af. Jesus se woorde beweeg na die kruis toe. Petrus probeer homself red. Jesus gee homself oor om ander te red. Petrus sondig in vrees. Jesus staan vas in gehoorsaamheid. Alles ter wille van ons. En weer eens, die fokus van hierdie gedeelte gaan nie oor Petrus nie, maar oor Jesus Christus. Dit gaan nie net oor menslike swakheid nie, dit gaan oor Christus se getrouheid te midde van menslike ontrou. Dit gaan nie net oor die hartseer van Petrus se verloning nie. Dit gaan oor die liefde van die Here wat selfs deur Petrus se sonde nie gebreek word nie. Ja, Jesus weet alles. Hy het vooruit gesê dat dit gaan gebeur. En dan gebeur ook wat hy gesê het. Die haan kraai. Hierdie gewone naggeluid word die Here se roepstem. Niemand dink waarskynlik veel daarvan nie. Die mense is besig daar rondom die vuur. Hulle het belangriker dinge om oor te praat. Ja, die eerste kraai gaan ongemerk verby. Maar die Here gebruik daar die tweede hanekraai om Petrus wakker te skud.
Skielik skeer Jesus se woorde Petrus se hart. Skielik onthou hy, skielik sien hy homself. Skielik hoor hy nie meer net 'n haan nie, maar hy hoor die stem van God wat hom roep. Toe huil Petrus. Nie liggies nie, nie oppervlakkig nie, nie omdat die mense hom herken het as een van Jesus se disippels nie. Hy huil bitterlik want hy sien sy sonde raak. Hy sien sy ontrou. Hy sien sy dwaasheid. Hy sien hoe hoog sy selfvertroue was en hoe diep hy geval het. Tog is daar in daardie trane nie net wanhoop nie. Daar's ook genade. Want die Here het hom nie gelos nie. Die Here het hom nie laat gaan tot hy totaal weggesink het nie. Die Here roep hom terug. Die Here gebruik die hanekraai as waarskuwing, as teregwysing, as genadige wakker word roep. Broers en susters, dit is ook hoe die Here vandag nog met ons werk. Hy laat ons nie toe om rustig in ons verloning te bly nie. Hy roep ons, soms deur sy woord, soms deur prediking, soms deur die ouderling of die diaken, soms deur siekte, soms deur 'n verlies, soms deur spanning in die huis, soms deur 'n krisis by die werk, soms deur die dinge rondom ons, wat ons laat stil raak en laat vra, waarmee is ek regtig besig? Wat se pad is ek besig om te loop? Wat is ek besig om met my lewe te maak? Waar is my getuienis? Ja, die Here roep ons deur die influistering van sy Gees. En soms hoor ons hom nie dadelik nie. Ons gaan maar aan met ons lewe. Ons raak so gewoond om ons eie pad te stap. Ons maak ons doof vir die roepstem van die Here. Maar dan roep hy weer en weer, totdat die waarheid nie meer weggehou kan word nie, totdat ons moet sien wat ons gedoen het, totdat ons soos Petrus nie meer kan maak asof alles reg is nie. Broers en susters, die Here se woord bly altyd sterker as ons mislukking. Jesus se voorspelwoorde was nie bedoel om Petrus in die grond in te druk nie, maar om hom uiteindelik te red. Dieselfde Here wat sy sonde vooruit geweet het, is ook die Here wat hom later herstel. Ja, en Petrus word herstel. Hy het nie vir altyd die verlonaar gebly nie. Die Here bring hom terug. Die Here gebruik hom weer. Die Here maak hom weer bruikbaar. Hy wat sy Here verloon het, word weer 'n getuie. Hy wat stil gebly het, word weer 'n prediker. Hy wat sy eie sekerheid so hoog geag het, leer om alleen op die genade van Jesus Christus te vertrou. Maar wat het gebeur dat Petrus die verlonaar opgehef word tot getuie van Jesus Christus? Tussen daardie nag, die dag waar Jesus vir Petrus gesê het, laat my lammers wy, staan Christus se dood en opstanding. Ja, Jesus het die eensame pad na die kruis end uit toe gestap, ter wille van Petrus en elkeen van ons. Hy het die dood oorwin en vir al ons skuld, ja ook vir elke mal waar ons hom verloon, betaal. Hy maak van verlonaars getuies van ons redding. En dis vir ons van groot troos, broers en susters. Want as jy vandag met skuld hier sit, as jy weet dat jy die Here op sekere plekke verloon het, as jy weet dat jy geswyg het waar jy moes praat, of gepraat het waar jy geswyg het, of geleef het asof die Here nie die eerste plek in jou lewe is nie, dan is daar nog hoop. Die hanekraai was nie die einde van Petrus nie. Dit was die begin
van sy wakker word. En die Here se roepstem in jou lewe is ook nie bedoel om jou te veroordeel nie, maar om jou terug te bring na God toe. Want daar is genade by die kruis. Daar's vergifnis by die lam van God. Daar is herstel vir sondaar mense wat hulle eie ontrou raak sien. Ja, die Here Jesus Christus is nie net die een wat vir verlonaars gesterf het nie. Hy is ook die een wat verlonaars weer oprig. Hy is die een wat deur sy eensame lyding kinders van God gered het. Hy is die een wat deur sy verlatenheid ons verhouding met die Here weer herstel het. Hy is die een wat deur sy vernedering ons opnuut laat staan as mense wat weer mag bely en getuig. Ek is gered. Laat ons daarom bid dat die Here ook vir ons, vir my en jou, die hanekraai stuur. En as dit nodig is, weer laat kraai. Laat ons bid dat hy deur sy gees ons ore oopmaak. Laat ons bid dat hy ons oë oopmaak, sodat ons kan sien waar ons hom verloon, sodat ons kan hoor wanneer hy ons roep, sodat ons kan terugkeer, sodat ons kan huil oor ons sonde, sodat ons kan vasgryp aan sy genade. En dan mag ons weer bely, die Here is nie klaar met my nie. Hy het my nie weggegooi nie. Hy het my geroep. Hy het my teruggebring. Hy het my vergewe. Hy herstel my weer in my diens. En hy maak my deur sy genade 'n getuie van ons Here Jesus Christus, se soenverdienste aan die kruis, van ons redding. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, baie keer dan roep U ons deur dinge wat in ons lewens gebeur, deur ander mense wat met ons praat, wat ons teregwys, wat vir ons sê dat ons op verkeerde pad is. U gebruik U woord, U gebruik die Heilige Gees om ons telke male weer terug te roep. Maar Here, ons is hardhoorend. Ons is hardkoppig. Ons is so lief om ons eie pad te stap. Om op ons eie vermoë te vertrou. En daarom vra ons, o Here, laat ons raak sien, laat ons hoor as U ons roep. Dat U alledaagse dinge ook kan gebruik, om ons net weer te laat terugkeer na U toe. Ja, dat ons sal besef dat ons teen U gesondig het, maar dat ons dan in trane berou sal hê daaroor. Dat ons sal weet dat U genade oneindig is, dat ons kan terugkeer na U, dat ons vergewe is. Ja, alles omdat U ons eerste lief gehad het. So lief dat U U seun gestuur het om vir ons die ewige lewe te verwerf. Ja, sodat ons weer herstel kan word, opgerig kan word, om kinders van U te wees, dat ons kan getuig wat Jesus in ons lewens gedoen het. Dat hy ons redder is, dat hy die brood van die lewe is, dat hy die weg en die waarheid is, en hy alleen. Here, laat ons hierdie week ook ingaan en laat ons die hanekraai in ons lewens hoor. Dat ons dan sal agslaan daarop, dat ons sal agslaan op U roepstem. Nou Here, gee dat ons geoefen raak daarin, dat ons weet wanneer U tot ons spreek, ons teregwys,
ons terugroep. En ons dank U ook in dieselfde asem, dat U nog ons so lief het, dat U die hanekraai in ons lewens ook gebruik, om ons terug te roep na U. Here, ons vra dat U met elkeen van ons sal wees, en elkeen van ons se beproewing, elkeen se anders, maar nooit bo ons vermoë om dit te kan hanteer nie. Ja, want U staan ons by. Laat ons daardeur ook net groei in ons verhouding tot U. Elke dag net meer en meer. Maar so dra ons ook ons gemeente op in U hande, dat ons ook waarlike lig vir 'n donker wêreld sal wees. 'n Sout en 'n sout wat ander mense sal dors maak om te kom luister na die evangelie. Here, hou ons in die holte van U hand. Veilig, toegevou in die vaandel van U liefde. Ons bid dit om Christus ons wil alleen. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 99 verse 1, 2 en 5. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Vandag Dion Joubert en Annetjie van der Mest. Môre Stian Rudolf. 20ste Richard Smit. 21ste Arno Kanter. 22ste Marissa Erasmus. En Ina van Rede van Oudtshoorn. Al hierdie lidmate, mag die Here sy seënende hand nog vir baie jare oor julle hou. Baie geluk. Dan is daar, soos oudergewoonte, tee, as ons nou hier vandag, en ook 'n Bybelstudie, so om 10:00 se kant. Lyk my dis dit. Baie lekker week vir elkeen.